Okay, so ek gaan maar begin met right ouens. Is reg. Moms Kaczynski en Alicia motiveer uiteindelik. Julle, so ek het al die pad gekom uit Pretoria om vir Alicia te kon ontmoet. Movies inspirerend, regtig awesome. Ek het net gelove wat ek gesien het so ver en ek het gevoel ek moet net bietjie met haar kom chat en hoor presies wat dit is wat sy doen. Baie dankie dat jy so ver gery het. Dit is 'n ongelooflike eer. Ons het nou so 'n bietjie gechat. Ek en sy het so 'n bietjie 'n pre-chat gehad oor die tipe motivering wat sy gee. En baie mense het gewonder, gee jy net motivering vir mense wat in die gym moet kom? Of wat is jou intensie met die motivering? Okay, so my intensie met die motivering is nie om iemand te motiveer om iets spesifiek te doen nie. Dit is nooit my intensie om vir mense te sê wat om te doen nie. Dit is my intensie om mense wat moed wil opgee, nie meer kans sien vir enigiets nie, duivelskrag te gee. En mense wat nie in hulle self glo nie, en hulle self bietjie te laat glo. Dit is my intensie. Ongeag van waarvoor die motivering is. Verseker, ja. Awesome. So ek dink ons align baie in terme van upliftment en empowerment. Want Moms Kaczynski is nou wel 'n bietjie van 'n grapgatblad en ons het daar ook gepraat oor die humor en die grappies. En ek het self, soos ek jou genoem het, eers probeer met 'n motiveringsblad wat totaal gefaal het. So kudos vir jou wat in elk geval die guts gehad het om dit te doen en toe nou te wen, né? Hoe doen jy dit? Dankie, ja. Wat se deel behalwe vir die motivering wat ek meen is 'n 20 sekonde videoetjie wat jy doen? Dink jy is 'n deel van jou wat mense nie sien nie of weet nie? Dit is onmoontlik om ons van jouself op sosiale media te wys en 'n mens wil ook nie ons jouself op sosiale media wys nie. En 'n deel wat ek sal sê niemand op sosiale media van my sien nie is my struggles. Ja. Ek het Turner syndroom, ek is vrede gemaak met die feit dat ek glad nie kinders kan hê nie. Ek is nou op my eie weight loss en fitness journey en ek is ook besig om met diabetes te deel. So, dit is groot, ja. Ja, dit is alles van my angel wat sosiale media nie sien nie. Ja. En elke huis het sy kruis, het ek ook nou agtergekom en mense sien net hierdie gemotiveerde persoon. So voel jy ooit pressure om nou altyd hierdie positiewe persoon te wees? Of voel dit okay om maar partykeer ook die bal te drop en nie okay te wees? Kijk, die pressure is aan, van dit het nou gebeur dat mense luister na die boodskap, hulle hou daarvan, hulle wil daai jy het dit, kom ons doen dit ook. En dit is 'n groot verantwoordelikheid dat mense na jou toe kyk vir positiviteit en motivering, om hulle op te taal. Groot verantwoordelikheid, ja. Yes. En vir al jong mense. Ja. So die pressure is aan en jy weet daar is daar wat jy nou afvoel hierdie week. En wat doen jy op daai dae? Hoe tel Alicia vir Alicia of as jy nou voel vandag is jy nou nie lus om met soos veral nou jy het nou bronkitis gehad onder andere, maar daai goed is jou nie op nie. So hoe tel jy jouself uit die bed uit op en gaan? Dit is 'n mindset ding. Jy weet die brein is 'n powerful ding. Jy kan jou brein actually manipulate. As jy kan opstaan en besluit. Right. Dit gaan 'n goeie dag wees. Ja. Ek is my longe uit. Voel nie lekker nie, maar dit gaan 'n goeie dag wees. I'm gonna beat it. Yes. Then that is gonna happen. As jy gaan ons ek is hier niks nie. Dan nie wil nie. Los my nie uit en jy wil nie Dubai oor die kop trek. Ja, almal daai dag nodig dat jy net nodig het om nie Dubai oor die kop te trek. Net in die bed te bly. Ja, maar ek weet met 4 kinders, los mamma uit, dis Saterdag. Ja, so dit is all about mindset. Ja. Ek stem 100%, ek dink in my geval gaan dit ook maar baie keer so. Maar ons het nou so 'n bietjie gepraat oor humor en jy het gesê jou aanvanklike intensie was eintlik om nou meer ernstig te wees oor die motivering doen en dit op die ouend van die dag was daar baie meer humor by betrokke. En ek en jy het nou daar gesels dat
Ek besef het toe ek 'n grappie begin maak oor mamaskap, toe besef ek, joh, die relatability is soveel meer as die ernstige. Hoe voel jy daaroor en hoe voel jy oor humor en hoe voel jy oor die feit dat daar mense is wat nie altyd net saam met jou lag nie, partykeer vir jou lag. Ek meen, ek maak my naam gereeld gat, slaan my naam met 'n plank en mense lag vir my. Maar dis ook, ek voel okay daarmee, want ek weet wat my intensie is. Hoe voel jy daaroor en hoe affekteer dit jou? Omdat dit in die begin glad nie my intensies was om die views en goed te kry nie. Ek het dit meer vir myself gedoen as vir iemand anders. Ek meen, ek het crazy gegaan as ek 200-300 views kry. Soos mense kyk, ek sien my goed. Ja. Maar, jy weet, naderhand kom daar mense in die comments met hulle lag Amerikaans en jy weet, en hulle vind dit snaaks. Ja. Weet jy wat? Almal het 'n bietjie humor nodig. Lag is goeie medisyne. Absoluut, ek stem. So, jy weet, om mense te laat lag, alhoewel dit nie my intensie is nie, bring ook lig. En dit is wat die doel is. As jy een ding, vir al vrouens, kyk my blad is pas nou maar baie meer vrouens georiënteerd. En ek dink, meeste van ons vrouens voel ons moet met mekaar kompeteer, nommer 1. En nommer 2, ons dink die vrou langsaan is perfek. Want kyk hoe mooi Instagram foto's en kyk hulle Mauritius vakansie. Maar ek dink ons is almal baie bewus van die feit dat ons nie altyd die balle in die lug het nie. Ons storieetjies val partykeer af en dis okay. So wat sou jy vir vrouens sê wat voel hulle het hulle self verloor? Hoe kry jy jouself weer terug? Hoe kry jy daai mindset reg? Hoe jy daai mindset reg kry? Ja, soos het ek nou gesê, dit is all in a mind, maar dit is maklik om daai mindset te hê nie. Ek meen, Veral vrouens met depressie byvoorbeeld en so. Yes, Ek dink dit is moeilik. yes. Wat ek altyd sê, gaan kyk vir jouself in die spieël. En dan dink jy aan jouself as jou beste vriendin. En dan al daai kritiek wat jy vir jouself gee dit gou vir jouself in daai spieël as jou beste vriendin. Dis awesome. Behandel jouself asof jy jou beste vriendin. Dis so waar wat jy sê, nee, want baie goed wat ons vir onsself in die spieël sê, so ons nie eers vir ons worst enemies sê, let alone jou vriendin. So dit is baie cool, ou. So nou wat jy vingers skryf. Kyla maak notas. Ja, so. Ek myself in die spieël kyk vanaand, hy bestie. Ja. Hy's goed genoeg. Ja, en dit is 'n vraag wat ek altyd vir almal vra. Hoekom as jy met iemand anders so praat, Praat jy met jouself. praat jy met jouself so? En dit is nie net van toepassing op vrouens nie. Ja, enige iemand. Enige iemand. Ja. Ja. Nee, want daar's baie mense wat ook veral sukkel met mental health en dit is verseker nie net vrouens. Ja, en dit is mental health man. Mental health. Hierdie mental health bond hierdie maand. Ja. Ja, nee, maar ek ondervind dit self ook baie. So ek het ook 'n groep op Moms Gesinns die begin nou spesifiek vir vrouens, maar vrouens wat alleen voel, wat voel hulle met hulle kruise alleen dra en dis basies maar net ondersteuning. En ek's natuurlik nie 'n terapeut of 'n ding nie en ek kan nie elke post lees nie want daar is nou weet oor die 600 vrouens op die groep, maar hulle ondersteun mekaar en uplift mekaar. Ja. En ek dink is belangrik dat mense mind shift het om eerder as om mekaar af te breek, eerder bietjie mekaar se krone reg te skyn, want mense is geniepsig. Dit is asof hulle klap mekaar se krone af en worry net nie oor hoe die persoon voel nie. En I totally don't get it. Ek verstaan nie hoekom mense behoefte het tensy jy 'n lae selfbeeld het en dit laat jou bietjie beter voel om iemand anders te laat sleg lyk. Dis die enigste konklusie wat ek kan maak. Ja. Kyk, ek moet sê wat ek op sosiale media sien is dat kyk daar is die goeie dinge en die slegte en die evil van sosiale media. Ja. En ek het rarig geshift gesien van 'n dag soos op my fitness and weight loss journey begin het. Dit is asof jy weet die FYP weet waarop jy gefokus is in jou lewe. Absoluut. Ja, ek het dit ook agtergekom. En die hoeveelheid women empowerment, hoe vrouens mekaar help in die gyms en goed, it is amazing. So ek moet sê, ek het rarig geshift, ek sien 'n shift in mense wat meer positief probeer wees as mense af te breek, maar daar is nog steeds Jannie van Petrestein wat mense wil afbreek. Altyd. Maar ek glo dat hulle jy weet self hulle pyn het en hulle weet nie hoe om hulle pyn met hulle pyn te deel nie, en dit is hoe hulle pyn uitdeel. Ja. Om van hulle pyn vir iemand anders te gee. Absoluut. Maar totally, ek
wat ek wil sien gebeur is meer positiwiteit as negativiteit. Negativiteit. Dis 'n ander ding en dit het waar ons nou gepraat het oor jou comment section. Kom ons praat 'n bietjie oor jou comment section. Okay. Like die dinge daar. Ek is baie Kan interessant. baie happy om te sê 90% van my comment section is mense wat lag en mense wat my terugquote en sê jy het dit, kom ons doen dit, Ja. of net sê ons het dit, kom ons doen dit, of mekaar tag en sê luister hier. Yes. So hulle spring op die positiewe bandwagon. Hulle spring eerder op as die negatiewe. positiewe bandwagon, maar daar is soos ek wat sê skud die week af, skud daai twyfel af, het iemand nou kom sê skud die gewig af. So daar is altyd daai. Altyd daai een. Yes. Ja, ja, yes. nee, ek hoor jou. Ek sê altyd, kom Susan. Kom ons eet mekaar, moenie worry nie. Ek sal jou handjie vashou, alles is okay. Is alles okay by die huis? Is daar enigiets anders wat jy wou add of vra of iets wat ek vergeet het om te vra? It happens, mamma brein veral nou kwartaal 2 wat nou, kyk ek is nou op vakansie. Die brein maak so. Ek sê jou. Op 'n heeltemal ander noot, die druk waaronder kinders is. Baie keer sit ouers en onderwysers en coaches die kinders onder druk. Maar wat ek ook gesien het is kinders sit hulle self ook onder. O ja. Hulle vergelyk hulle self met ander. Hulle wil beter as daai ander ene wees. Een groot kompetisie. Yes, en as hulle nie goed genoeg is nie, dan voel hulle is niks werd nie. En ek wens net jy is jou eie unieke mens. Jy hoef jouself nie te vergelyk Of met die te bewys. volgende. Exactly. As iemand vir my vra wanneer my netbalspan speel, my rugby span speel, wat ook al, in elke video sê ek, julle verdien om daar te wees, julle het hard gewerk. Julle het nie nodig om iets te bewys nie. Ja. Nou gee net julle beste en geniet elke oomblik. En voordat julle sien, is al spooljare verby. Ja, ek ken. En die grootste boodskap wat ek kan gee vir die kinders en jong mense is, moenie terugkyk en sê wat as nie. Kom vat elke geleentheid aan en gemaak die beste daarvan. If it fails, it fails. You learn from it. Ja. Dis nooit 'n failure nie. Dis 'n Exactly. leerskool. Sien dit as 'n leerskool nie as 'n failure nie. Ja, dit is 'n groot Dit is boodskap. powerful. Dis hoekom ons jou love. Dan Maar ja, ek hoop ons gaan nog baie saamwerk en nog baie saam kuila, want ek love haar en ek dink daar lê nog baie groot dinge op jou gehoor, maar well done for taking this step and doing what you're doing. Selfs al is dit moeilik en selfs al is daar wat jy voel ek is nie op ek kan nie, of ek siek, you still show up. En moenie dat die trolle jou onderkry nie. Daar's so 'n meta ding wat jy al die goedjies kan uitfilter en blokkade. Hulle sommer vir jou, hoor, dan hoef jy nie eers te lees nie. nee, ek Jy vind dit nie amazing. En die kinders love jou. So ek bedoel ons almal love jou, maar ek dink vir al tieners vandag het daai inspirasie vir al nodig. En sosiale media wat so hektiek kan wees op hulle mental health. Dink ek jy's regtig net 'n breath of fresh air vir hulle op daai scroll. Ja. Scroll, stop. Jy het dit. Julle het Ja, maar goed, gaan dit. Ja, let's go, maar ons moet hom doen. Jy het dit. Kom ons doen dit.